Potgooi met VR Met. Hi, Pieter. Ag, baie dankie. Pieter Dal van VR Met private ambulansdienste. Goeiedag, hoe gaan dit met jou? Ek kla mos nie niemand luister nie. Nee, dit is nie. Pieter, kom kuier 'n bietjie vandag by ons. Ons gaan gesels oor VR Met. Wat maak hulle anderste? Wat maak hulle privaat mediese dienste soveel beter? Waar kom hulle van af en al die klaste van dinge? Pieter, deel met ons. Waar is die ontstaan van VR Met? Hoe het dit gekom? En Weet jy ons eienaar Frik van Rensburg het seker so 4 jaar terug hy 'n seun wat blind is en die seun het die dag geloop by sy huis in die swembad ingeval per ongeluk want hy het nie hy kon nie gesien het nie, ja. En ambulans gebel en ons het 3 ure gewag vir ambulans om uit te kom. En toe het hy besluit nee, kyk hierdie en dit was so 'n groeps ding geweest wat ons lank mee gesit het om iets anders te doen om vir Bloemfontein 'n bietjie beter diens te gee en ander gees. En ons het gaan voelers uitsteek, kyk wat dit behels, wat dit is en ja, 'n bietjie meer werk gewees as wat 'n mens dink. Ja, daai oorspronklikheid, yes. En ja, toe het ons die ambulans gekry en ons begin. En vir die eerste jaar het ons omtrent heeltemal gratis gewerk wat ons nie om onsself te bewys het ons nie 'n fly by night is nie. En ja, hier is ons nou 4 jaar later en ons is sterker as ooit. Ons is regtig op 'n plek wat ek nou kan sê, ek is trots om te kan sê dat as ons daar buite is, die mense weet al van ons, hulle weet ons is trusted. Die mense wat ons het is excellent. Hulle het passie vir dit wat hulle doen en dis wat ek die altyd gesê het, is ons moet net 'n passie, ons moet die pasiënt wie nommer 1 maak. Ek hoor. So ja. Ja, ek kan in my eie hoedanigheid getuig van dit met ons fun run wat ons nou gehad het, was julle daar gewees. Ja, was lekker. En julle het daarom regtig vir briljante en pyk bystand gegee, gesweep. En ek moet sê ek hou van julle motors, julle voertuie, hoor. Ja, dis mooi. Dis regtig baie cool gebrand en is net liggies, mens gaan julle nie kan mis nie. Ja, jy sal verbaas wees hoe die mense nie uit die pad het gaan as jy op pad is na 'n ongelukstoneel of iets nie. Dat die ligte anders en skreeu, maar hulle beweeg nie uit die pad Rarig. nie. Ja, dis nog 'n kopseer. Dis nie net ons het gesê nie, al die ouens praat daaroor. Dis vir my sleg Dis om dit scary. te hoor. Ja, dis want lekker. ek vat dit in my eie hoedanigheid as my lewe afhang van Exactly. so iets, dan kom As ek altyd sê, as jy daar sit, Ja. dink net dit kan dalk iemand van jou wees en jy wil nou net die pad uit nou so daai nou tyd. 30 sekondes of 40 sekondes maak 'n groot verskil as iemand 'n hartaanval kry. Ek sekondeer. So gepraat van hartaanvalle en van ongelukke en watse dienste verskaf julle as VR Met alles? Weet jy, ons doen alles. Ons doen natuurlik jou mediese fonds. Goed is ons by al die mediese fondse is ons geregistreer en dan doen ons ook funksies waar die mense bystand nodig het soos julle storie. En dan mense wat ons bel vir as iemand seer gekry het of ons doen baie vervoer van ou mense van hospitale af na huise toe en dan te huise wat ons kontrakte het wat ons hulle gaan haal en dan vat ons hospitaal toe, maar wat ons dan doen is ons vat hulle gratis terug. Want die mediese fondse betaal vir jou om hospitaal toe te gaan, maar hulle weier om te betaal om huise te gaan. So ons doen dan dit as 'n courtesy om te help. Diens, ja. En dan ons doen functions, ons het regtig so 'n wye verskeidenheid van goed wat ons al gedoen het, skole, byeenkomste, maratonne, ons het nou so ja, klein funksies. Ons is geregistreer by UFS ook by Universiteit van Vryheid as hulle ambulansies wat is daar. Ons is die amptelike ambulansies vir Brown Fisher Lughawe. So ja, ons is Julle het 'n groot CV. Julle het 'n lekker. groot CV in baie dienste en baie plekke waar julle is. Ja, ons love it. Ons love it. Dit wat ons doen, love ons. Ek hoor. Dan kom ons gesels 'n bietjie oor die span. Die span en die opleiding wat gepaard gaan saam met die span. Wat doen julle? Wat maak julle anderste? Ag, ek weet jy wat die lekker van ons is niemand het by ons kom aansoek doen vir werk. Ons het hulle gaan soek. So ons gaan soek vir mense wat regtig nog 'n passie het vir dit wat hulle wil doen. Mense help. Ons base manager Crystal, sy is die eerste vroulike responskar ALS wat in Bloemfontein is. Oh wow. Goeie So werk. ons is baie trots op haar en sy het gister verjaar. So ja, dit's cool en dit is so lekker. Maar Dit maak haar 'n Gemini. nee, kyk, sy is 'n eyster. Sy is nie net 'n Gemini. Maar so sy is ons advanced life paramedic, sy is op die kar. En sy gaan eers uit
om te stabilise en te gaan, so sy kan lekker vinnig ry. En dan het ons ouens op die ambulanse, dis ILS en BLS ouens, dis jou basic life support en jou intermediate life support ouens wat op die bus is. So as jy so 'n rooi ligte ry, nê, en nie gehoor gee aan die wetlike aspek van die pad nie, het jy 'n kontakpersoon met wie jy kan praat om daai fines te squash? Ja, die grap is ons val ook eintlik onder die wetlike, ons mag nie net oor robots ry en goed, ons moet stop. En ons moet die wetgewing sê vir ons dat ons moet stop. Jy moet seker maak dis veilig voordat jy oorgaan. Ek verstaan. So jy het nog steeds daai ding van jy moet nog steeds almal se en want ou Willie is op sy foon, hy mag mos nou op sy foon wees en hy ry nou lekker by die stopstraat en hy sien jou nie aankom en jy stop en hy gaan nog steeds in dit gebeur. Waar die mense dan ry hulle mekaar vas omdat hulle hy sien hierdie oud voor hom skielik gestop en dan stop en ry mekaar, dan is daar nog 'n ongeluk en jy's al reeds op pad na een toe. So, ek hoor jou. Met daai hele CV van dinge wat julle doen, is ek nou huiwerig om die volgende vraag te vra en dit sal wees nou die gemeenskap. Wat doen julle terug in die gemeenskap? Waar is julle betrokke met die gemeenskap? Ag, dis 'n lekker vraag. Ons love om terug te gee. So ons het 'n kampanje nou saam met Boezemet Hospitaal. Ons en hulle het saamgespan, kragte gevat en ons hardloop nou 'n seatbelt kampanje wat ons hardloop by die skole vir die kinders, want die kinders is maar altyd die een wat vir die ouers moet sê, hey, sit aan daai safety belt, want dis baie belangrik. So ons het 'n kampanje wat ons dit doen, ons gaan terug en dan doen ons gratis bloeddruk en ons sal 'n bietjie by julle eendag hier kom doen ons julle bloeddruk en julle goed is, dan doen ons dit gratis, net om te help om vir jou bewusmaking van health, kyk na jouself. En dan ons wat ons by die skool, ons het gaan by die kleuterskole om dan doen ons interactive om vir hulle te wys om nie bang te wees vir 'n ambulans nie en laat hulle deurstap, gee vir hulle prentjies om aan te kleer dat hulle kan voel as daar moeilikheid is kan hulle bel. Hulle kan, want baie mense is bang vir sirenes en vir ligte. Die kinders word grootgemaak met flieks wat hulle bang maak. Dis soos Jaws. Almal is bang vir Jaws, maar nog niemand het ooit jy het nie 'n haai gesien in die water, so hoekom is jy bang? Want jy het gekyk op die TV. So maar ja, dan doen ons daai getjies, ons gee terug deur borge wat ons help met, ons het al gehelp met rolstoele wat ons gekoop het, wat ons gehelp het by 'n skool. En ons doen klein goedjies soos met Boezemet het ons nou lekker hande gevat met hulle, so dis so lekker met hulle dieselfde passie vir mense as ons. So ons gaan letterlik om by die ouerhuise en ons gaan doen gratis glikose en bloeddruk en suiker en cholesterol en goed is om te help. Want die ou mense het nie altyd vervoer om na die hospitale te gaan of na die dokters toe nie. So dan het ons 'n ander ding waar hulle nou besig is om by die van die ouerhuise en die aftreeoorde bou ons letterlik 'n kamer vir hulle. Wat Boezemet vir hulle doen, wat die dokters kan gratis daar hulle gaan sien. Kom huisbesoek doen. Dan kan hulle daar dit doen. Hulle hoef nie rond te ry en goed is en uit hulle gemaaksone uit. Man, hierdie nuus wat jy met my breek, dit maak my hartjie werklik waar bly hoor. Dit is vir my baie cool wat julle doen en ek haal my hoed af vir julle. Ja, baie dankie. Wat se uitdagings en suksesstories het jy wat jy met ons kan deel? Uit die aard van die saak uit verstaan ek, dis nou 4 jaar van dit julle aan die gang is. Daar was the early days, die beginstadium van dinge. En vertel bietjie met ons mooi dinge van uitdagings wat julle gehad het as 'n maatskappy en dalk 'n storieetjie, 'n goeie suksesverhaal. Uitdagings is maar altyd medies is maar 'n duur ding. Die aard van die saak. Die busse en goed, so jou busse ry maar jou hoë spoed en jou goed is en hulle kry hulle wat jy brieke en daai goed is jy het maar baie maintenance, baie goed is wat jy uithaal. Die ouens werk lang ure. En ja, die tipe werk wat hulle doen is maar altyd jy sien nie altyd niemand bel ambulans en sê hy kom kuier vir ons voel lekker vandag. Nee, wanneer jy sien altyd kom en is daar lelike dinge. Almal op hulle bad dag. So daai is altyd nie lekker nie, maar is lekker om te kan sien as jy ek en Christel het nou daar gepraat wat sy 'n klein babatjie gehelp het wat gebore was te vroeg. Ja. En ons het hom letterlik 'n jaar terug het ons dit gedoen en toe sien sy hom nou die dag vir die eerste keer en dit is lekker om te sien toe hy loop rond en hy begin nou te loop en dit is so lekker van cool, sy het hom gehelp en sy het hom deurgetrek en hy staan. Dit is so lekker om te sien. Dit gee net daai gevoel van ons doen iets goed, ons doen something that matters en dis lekker. So jy kry jou goedjies wat jy terugkom as jy by die skole omgaan. Ek is lekker dik, so jy kan lekker drukkies gee. So die kinders love it
om drukkies uit te deel. So ja, ek dink ek lyk so teddybeer of ding. So dis lekker om daai goedes te beleef en te voel dat as 'n mens daar wegstap en as in die begin dan sê ek altyd vir hulle as jy bang vir ambulans, almal van ja. En as ons wegstap ons almal van dan sê ek as jy nog steeds bang vir ambulans. Nee, glad nie. So Ek dink dit het iets te doen met jou stunning persoonlikheid Pieter hoor. Ek het definitief die looks nie. Dan so 'n slotvragie van VR met se kant af, enige toekomstige projekte, enige wat's die future lookout? Wat is die toekomstige dinge wat jy raak sien? So ek sê ons het met Bosa met ons hande gevat en ons het lekker projekte wat ons saam met hulle aanpak vir die toekoms. Ons het nou die 1 Julie het ons 'n golfdag wat ons vir Julius Fleischman, dit is ons hoofou van Search and Rescue hier by Bloemfontein by die college. En hy gaan oorsee gaan, hy's een van 3 mense in die wêreld wat kan sekere funksies doen en Search and Rescue wat ek kan help mee. Geleerde. En ja, hy's regtig en hy's een van 3 mense in die wêreld, ek meen, en hy's in Bloemfontein. Come on. Dis so groot eer. Het ons gegaan, ons in Boesem het gesê ons gaan vir 'n bietjie geld bymekaar maak want dit is duur. Die vliegtuigkaartjies dink alleen nog 17,000 om so te gaan. Ja, en so ons probeer nou vir hom 'n golf te gaan net om hom te help om daai geldjies vir hom te kry. Om te help van ons kant af, want ons is trots op hom. Ek meen dis Bloemfontein. Ek meen dis een van ons ouens, dis een van ons mense. Hy kan Afrikaans praat. Ja. En hy's lekker en hy doen regtig moeite. Ek dink as 'n mens op toneel kom, jy sien hom altyd raak iemand, hy's die incident commander van die soos hy stop dan maak hy seker almal is uitgesort. Al die ambulansdienste sal hy sê hy vat daai 2 na daai hospitaal, jy vat die na daai. So hy koördineer alles op 'n ongelukkige goed. So dis lekker om hom te hê om te weet hy's daarso en hy het jare se ondervinding. Ja, dit maak 'n lekker span maar daar. So, So is daar nog vir hierdie golfdag is daar nog puitjies beskikbaar? Is daar nog 4-bal inskrywings oop as jy daar is nog definitief 4-bal is daar nog oop. Daarso ons gaan net dit limit. Ons wil nie te veel nie want ons wil die dag nog want dit is 'n Dinsdag. So dis 'n bietjie odd dag. Maar ons het soveel goeie terugvoering kry so ver van dit af dat die Dinsdag lyk my plan nie mense nie en ek dink die dokters like dit dan hulle nog 'n dag werk. Ek het hulle nog Woensdag ook. Ja. So ja, ons is regtig bevoorreg om te sê dat die mense het so goeie terugvoering gegee op dit. So ja nee, maar hulle kan definitief VR met se Facebook page benader en net 'n boodskapie stuur. Ek wil graag kom saamspeel. Ja, ek kan my nommer ek is altyd op my foon, ons is altyd beskikbaar so ons noodnommer kan hulle bel enige tyd as daar moeilikheid is. Asseblief, gooi hom daar so. Ons noodnommer natuurlik is 087 537 2662. Ja, nee, ek dink hulle moet dit daar onder die skerm sit en stoor hom sommer op jou foon vir private spoedige ambulansdienste. Definitief. Ek sekondeer. Pieter, closing thoughts, iets wat jy nog wil noem? Ek wil net vir julle dankie sê vir julle moeite en vir die nooi van dit. Dit was lekker om te gesels en ek is bly daarso is iemand daar buite wat nog wil bietjie effort doen met die soos die reise en daai goed. Dis lekker om te sien. So ons hoop ons gaan nog 'n lang pad saam met julle stap en ons sal julle help by die volgende een definitief. En ons is daar. Julle kan net sê. Lekker. Dit was dan Pieter Dal, spreek ek jou van reguit? Ja, Pieter Dal van VR met private ambulansdienste wat by ons kom kuier het. Baie dankie Pieter. Dankie baie. Ja.